dan vanmôre by die woord van die Here oopmaak in Markus hoofstuk 13. Markus hoofstuk 13 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 af. Dis vir my nogal 'n baie interessante gedeelte. Dis ook die begin van dinge wat Jesus begin inlei. Nou as jy gedink het vanmôre my gebed, dink onwillekeurig in Markus 12 aan Jesus wat by die tempel gesit het. Dit is net die gebeure vooraf, Markus 13. Ons sien daar die almoes van die arm weduwee. En dis natuurlik die opskrif, die profetiese rede, die begin van smarte. Dis hierdie gedeelte waar Jesus en sy disippels na die Olyfberg toe gekeer het. En ons gaan hier vandag na 'n paar interessante dinge kyk, wat die Here vir sy disippels sê, juis in aanloop met die boek Openbaring, juis in aanloop met dit wat ons weet in die eindtye moet gebeur. Maar daar is tog 'n paar interessanthede toegesluit wat ons vanmôre saam kan bestudeer uit die woord van die Here uit. So kom ons luister na die woord van die Here, Markus 13 vanaf vers 1. Ek gaan net wag, ek hoor nog 'n bietjie blaadjies blaai, as almal net die plekkie kry. Dis so lekker as jy al die moeite doen om 'n Bybel saam te bring. Dan as die dominee begin lees sonder dan ek maak sommer my Bybel toe. So ons is nie hastig nie, jy kan lekker rondblaai, vind hom Markus. Dis daar in die Nuwe Testament, Matteus, Markus. Dis daai tweede boek, die tweede evangelie wat ons ook vind. En dan interessant genoeg, Matteus, Markus en Lukas verwys na hierdie gedeelte wat ons in Johannes dan ook ontbreek, want Johannes fokus 'n bietjie op ander gedeeltes. Maar kom ons kyk wat sê hy en wat vind ons ook daar in Markus 13 vers 1. En toe hy met 'n hoofletter uit die tempel uitgaan, sê een van sy disippels vir hom, Meester, kyk watter klippe en watter geboue, vraag die uitroepteken net tot so ver uit die woord van die Here. Ons gaan nou verder gaan. Ek versoek u om net so te bly sit, om saam te verenig voor die Here. Dierbare Here Jesus, nog 'n maal vanmôre kry ons 'n geleentheid om ons oë te sluit. Here Jesus, as ons hierdie woorde van Markus 13 vers 1 in ons gedagtes nou moet inbring, het u by die tempel uitbeweeg. En Here, u disippels het melding gemaak van kyk na die geboue, kyk na die stene. Hoeveel jare het dit nie gevat om dit so te maak nie, hoeveel jare het dit nie geneem om hierdie gebou op te rig nie. En Here, u het daar vir die disippels geleer, u het vir die mense gesê, en ons weet Here, dis getuig teen u, by die kruisiging, dat u gesê het, u sal daardie gebou in 3 dae oprig. Maar Here, ons weet dat u verwys het na u eie liggaam, want u is die tempel, u is die heiligdom vir ons, Here. Here Jesus, ons wil kom bid en vra dat u ons sal kom besoek. Ons wil kom vra, Here, dat u ons in hierdie gedeelte van Somerset Wes, Helderberg Strand, Gordons Bay, Stellenbosch, Here, dat u ons kan gebruik as 'n baken, as 'n ligpunt, Here, dat wanneer mense rondom hulle kyk en hulle kyk na hierdie ou geboue, hulle kyk na die geskiedenis van hierdie land, Here, dat hulle nie net dit sal raak sien nie, maar dat hulle sal besef dat daar is 'n lewende God in die hemel, wat 'n doel met alles op hierdie aarde het. Here Jesus, ons wil kom vra dat u ons sal help, dat ons die woord sal bestudeer, en dat het vir ons sin sal maak, wanneer die outeur, die Heilige Gees, dit ook aan ons kom oopbreek. Ons bid dit in Jesus heilige naam. Amen. Kyk watter geboue. Nou, ek moet seker maar 'n toets doen. Wie van u was nou al in Israel of in Jerusalem? Hande op. Ok, nou, my hand is op vir 'n rede, want ek was daarom daar. En dis pragtig, vriende, dis mooi. En as jy daar by die gebedsmuur kom, die klaagsmuur, is dit ook maar al wat daar is. Want ek wil vir u sê, as ons hierdie gedeelte gaan lees, dan gaan ons eintlik dit nie glo nie, maar as die waarheid, dat daar vandag op die tempelterrein geen tempel van Christus staan nie. Daar staan wel 'n moskee. Ek gaan nou nie vandag oor die moskee inwy nie, maar ek wil wel vir u sê, dat daar op die tempelterrein niks staan, behalwe 'n moskee. En een kant deur op 'n ander punt, sê hulle is die plek waar Salomo se perdestalle was. Maar kom ons kyk wat sê die Here Jesus
vir sy disippels, en toe hy uit die tempel uitgegaan het, sê een van sy disippels vir hom, meester, kyk watter klippe, watter geboue. Ek wil dit tog net herhaal, dink u, hierdie disipel was in verwondering oor dit, want hy loop saam met Jesus, die Messias, die verlosser. Hy loop saam met Jesus, en hy sê vir Jesus, kyk hierdie geboue, kyk hierdie goeders is gemaak vir wie, vriende? Dis vir hom. Die Seun van God, die Bybel het 'n profesie, wat sê dat hy, die Messias, die verlosser, midde die tempel gaan sit. Dis syne. Hy gaan op die troon van Dawid sit. En hy gaan as heerser, nie oor Jerusalem heers nie, oor die aarde. En hierdie disipel wil sê, Here, kyk hoe mooi is dit, kyk hoe mooi is dit, aanskou dit, vers 2. En Jesus antwoord en sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue met 'n vraagteken? Hy vra hom 'n vraag, kan jy hierdie geboue sien? As jy na die Grieks toe gaan, dan lyk dit 'n bietjie anderste, want aan die een kant word daar 'n uitroepteken gegee om melding te maak van, sjoe, kyk hoe mooi, kyk hoe groot. En aan die ander kant antwoord Jesus vir hom, voor die hand liggend, kan jy dit ook sien? Ja, hy sien hierdie geboue, en nou kom die Here Jesus Christus, die begin. Daar sal sekerlik nie een klip bo op 'n ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Kan jy die vraagteken sien? Ag, die uitroepteken. Sy disipel maak 'n uitroep, en sê, Here, kyk, aanskou hierdie geboue. En die Here sê vir hom, sien jy dit ook? En die Here roep uit. Die Here Jesus roep uit. Hier sal nie een klip op 'n ander gelaat word nie. En ek wil vir u sê, ons weet, dis nou alles net voor die kruisiging. Dis nou net voor die kruisiging gaan plaasvind, en die Here Jesus sê vir sy disippels, in hierdie tempel wat julle so aanskou, hierdie tempel wat julle amper verafgod, hierdie tempel, nie een steen sal op 'n ander gelaat word nie. Nou net vir interessantheid, vriende, dit is die tweede keer dat hierdie tempel herbou is. Kan jy onthou wanneer is die tempel die eerste maal vernietig? Babylon, Nebukadneser, toe hulle ingekom het, 100%, en toe hulle daar Jerusalem inkom, toe word hulle weggevoer, want hulle was ongehoorsaam. En die Here Jesus Christus is midde Jerusalem, hy loop uit die tempel uit, en hy sê vir sy disippels, hier sal nie een steen op die ander steen gelaat word nie. Nou kan u dit glo. Nou 70 na Christus, nou Christus is nou gebore, hulle praat van die jaar 0, en dan tel hulle aan, Christus se kruisiging is plus minus die jaar 33 na Christus, en dan sê hulle 70 na Christus, 40 jaar met ander woorde, nadat Jesus by hierdie tempel uitgeloop het, plus minus, het daar 'n groot opstand gekom. En daardie groot opstand is waarna Jesus verwys. Jesus verwys nou 40 jaar vorentoe. 40 jaar vorentoe sê die Here Jesus, hier sal nie een klip op 'n ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En weet jy wie was dit? Titus. Titus het Jerusalem ingeval, maandelange hongersnood. Weet u dat die geskiedkundige skrywer sê, dat om en by 1 miljoen Jode doodgegaan het, met die vernietiging van die tweede tempel. Hier die voorspelling van Jesus. Hier sal nie een klip, en die plan was nie om die tempel te vernietig nie, skryf die geskiedkundige skrywers. Een van die soldate het per ongeluk 'n fakkel, sê hulle, in die tempel laat val. Dit was nie hulle bedoeling nie. Maar wat was in die tempel, vriende? Goud. En hierdie tempel het aan die brand geslaan. En die goud, vriende, weet jy wat doen goud? Goud loop weg. Hoekom loop goud weg? Nie omdat mense dit steel nie. Dit smelt. Dit loop letterlik weg. En die goud het tussen die gleuwe en die stene in weggesmelt. Toe daardie gebou
verhit word en die balke en die hout en alles brand, het die goud gesmelt. En later het die soldate gegaan en hulle het elke liewe steen van die ander steen afgebreek om tussenin te kyk vir dit wat weggeloop het, vry vertaal. En die Here Jesus sê dit, en ek wil vir u sê, ons is besig om te kyk na die profetiese rede. Ons kyk na die begin van die smarte. Daar is sekere dinge wat op die planeet moet gebeur voor die wederkoms van Christus. En ons gaan vanmôre kyk na wat Jesus sê moet gebeur. En hoe hierdie gebeure gaan plaasvind. Nou, die Here Jesus het nie vir hulle gesê wat gaan gebeur nie, maar hy het vir hulle gesê hoe die tempel gaan lyk. En hoe lyk die tempel vandag? Niks. Daar's nie eers stene nie. En toe hy gaan sit, vers 3, op die Olyfberg, reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik. Nou as ek nou vir u sê afsonderlik, elkeen van hierdie 4 disippels het afsonderlik na Jesus toe gegaan en vir hom 'n vraag gevra. Daar is iets wat hulle verstom het. Wat dink u sou dit wees? Want die Here Jesus het net in die vorige gedeelte, weet ons nou, het hy by die tempel gesit en hy het gekyk na die weduwee en dit wat sy ingegooi het, en daarna loop hulle uit die tempel uit en nou kom hulle, en hulle kom vra hom afsonderlik wat? Vers 4 gee vir ons die antwoord. Vertel vir ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Vertel vir ons, wanneer gaan hierdie dinge plaasvind? Watter dinge wil hulle nou van weet, dink u? Nadat Jesus dit vir hulle gesê het. Hulle wil weet, wanneer gaan die tempel se stene uitmekaar uitgebreek word? Hulle wil weet, wat is aan die gang? Hulle sê, vertel vir ons, wanneer sal al hierdie dinge wees? En wat is die teken, wanneer al hierdie dinge volbring word? Wat beteken die woord volbring? As jy nou vir die kinders vra, sê volbring, dan sê vir hom, bring vir my 'n vol glas water. Hoe bring 'n kind vir jou dan daai glas? Hy loop so bogie, nee. Hy loop so dan in die huis en soos hy loop dan maar as hy by jou kom, is hy ook nog so bogie. Hy's vol. Nou, die Bybel praat van volbring. Vertel ons, wanneer sal al hierdie dinge wees? En wat is die teken, wanneer al hierdie dinge volbring is? Wanneer is dit genoeg? Wanneer sal die volheid van die tyd daar wees? Hulle vra vir die Here Jesus prompt uit, Here, ons wil graag weet, hoe lyk die einde? Wat is die teken wat ons sal weet dat die tyd vol is? Dat hierdie glas, hierdie beker tot boontoe vol is? En Jesus antwoord in vers 5. Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op. Nou, wat is 'n goeie manier as hier nou vandag 'n spinnekop of 'n slang hier in sou seil? Wat sou 'n mooi woord wees om vir u te sê? Ag, wees op julle hoede, daar is nou 'n slang. Hoe sal jy vir iemand sê, moet nou nie skrik nie, maar skrik? Of daar is 'n bom, of daar is 'n terroris. Op watter manier kry jy iemand om op sy hoede te wees? Jy gebruik die woord, pas op. Gewoonlik as kinders het ons net die woord pas op gebruik vir een rede. Nie as jou ma sê pas op vir jou nie, is wanneer jy in die straat loop, hulle sê pas op, dan was daar net een ding, is 'n hond. Net sommer op die bord ook staan, pas op vir die hond. En as ons gesê het pas op, dan weet jy daar's 'n hond, daar hardloop ons al. Maar Jesus sê, en hulle begin en hulle gebruik die term nou, Markus skryf dit so. Jesus het begin. So het hierdie saak begin. Jesus begin sy rede. En hy begin sy rede met die woorde pas op. Nou hier moet jy al op jou hoede wees, hier moet jy op die punt van jou stoel sit, jy moet nie meer gemaklik wees nie. Nou moet hierdie diens warm word. Die sweet moet nou afloop. Die Bybel sê, Jesus sê, wanneer
jy met hierdie saak werk, moet jy versigtig wees. En die eerste ding wat hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Nou, pas op dat niemand julle mislei nie. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Hoe, Here? Jesus sê in vers 6, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. Nou, jy kan dit bietjie gaan Google as jy lus het, gaan kyk 'n bietjie hoeveel mense het al gekom op aarde en gesê het hulle is die Messias. Daar's 50 groot momente van mense wat hulle self verklaar het as Jesus. Meeste van hulle is gevange geneem, vermoor, ander het self dood gedoen, ander het mense mislei, chaos, die rekenaar sê, duisende mense het al gekom en gesê hulle is Jesus. Maar van daardie 1000 was daar 50 wat regtig uitgestaan het en wat baie mense mislei is. Jesus sê, baie sal onder my naam kom en sê dit is ek en hulle sal baie mense mislei. Daar's hoeveel sektes, hoeveel mense wat sê hulle loop agter Jesus aan. Nou gaan ons verder in vers 7, maar wanneer julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Nou ek wil vir u vra, dan ons het 4 hoofpunte wat ek vanmôre met u wil bespreek. Die eerste is dan nou die mislei. Ons weet nou wat misleiding is. Maar hoeveel mense word vandag in die kerk mislei, vriende? Hoeveel mense word mislei met, kom ek sê het nou maar hardop, vroue predikante wat op kansel staan? Is dit in lyn met die woord van God? Nee, dit is nie. Hoeveel mense word mislei deur te sê homoseksualiteit is aanvaarbaar? Hoeveel mense word mislei want hulle kan die gevoel, ja maar dominee, ek voel in my hart, 'n mens moenie so maak nie. Dominee, ek voel, jy moet mense akkommodeer. Nou vriende, Jesus het aan die kruis gesterf, omdat hy lief is vir sondaars. En omdat hy lief is vir sondaars, het hy ons sonde op hom geneem, sodat ons nie sonde hoef te doen nie, sodat ons vry kan kom van sonde. Jesus haat sonde, en daarom maak hy vir sondaars 'n plek. Hy maak vir sondaars 'n plek om na hom toe te kom. Hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Almal wat dors het, kom na my toe en ek wil julle water gee, die lewende water. Christus wil ons vrykoop. Hoeveel mense word mislei met 'n gevoel? Hoeveel mense sê, maar dominee, as ons so maak en ek kry hoendervleis, dan weet ek Jesus is daar. Vriende, Jesus is nie 'n gevoel nie. Jesus het gebeur. Jesus het aan die kruis gesterf. Hy het sonde vir ons geword. Die son is verduister, die aarde is geruk en geskit. Daar is geen rede om gevoel in te bring by die waarheid nie. Eerstens word mense mislei, en dan word hulle mislei en dan dink hulle, maar die Here. Vriende, die Here kan homself nie weerspreek nie. As iets sonde is, bly dit sonde. En God kan nie met sonde deel nie. Daarom het hy sy seun gestuur om met dit te werk. Maar nou gaan ons verder in vers 7, hy sê, wanneer julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Nou vriende, wie van u weet van 'n oorlog? Hande op. Ek dink almal weet van die oorlog in die Oekraïne. Hande af. Die oorlog in Rusland. Ons weet van die oorlog in Israel. Ons weet van Gaza. Ons weet seker van die Houthis en die Tutsis. Ons weet van die terroriste. Ons weet van Boko Haram. Ons weet van ISIS. Weet u van die, ek dink is 15 oorloë tans op die Afrika kontinent, waar in een oorlog meer as 12 miljoen mense verplaas is, wat niks met Israel uit te waai het nie. Daar is oorlog. As u my nie glo nie, gaan na jou rekenaar toe en sê vir jou rekenaar om net die oorlog
tans in 2025 uit te spoeg, dan gaan u skrik vir die hoeveelheid oorloë in Mosambiek, in Jemen, in Suid-Sudan, in Noord-Sudan. Daar gaan oorloë en gerugte van oorloë wees. Dink julle Jesus is reg? Is daar oorloë? Was die Eerste Wêreldoorlog aan die gang? Of is dit 'n mite? Was die Tweede Wêreldoorlog 'n werklikheid? Of is dit 'n mite? Dis alles waar. Dis alles waar. En is daar 6 miljoen Jode vermoor in die Tweede Wêreldoorlog? Dis alles waar. En die Here Jesus sê, luister, hierdie gebou gaan nie een steen op die ander gelaat word nie. Maar julle gaan oorloë en gerugte van oorloë hou. Julle gaan hierdie dinge hoor, van julle ore gaan julle dit hoor. Nou sê hy, moet julle nie verskrik nie. Jo, so ek sê, pas op, daar's 'n slang, maar moenie skrik nie. Dis presies wat die Here Jesus doen. Hy sê vir die volk, pas op. Hy sê vir hulle, pas op. Wees versigtig. Maar moenie skrik nie. 'n Ander manier om te sê, moenie skrik nie, is moenie bang word nie. Hy sê, moenie bang word nie, moenie verskrik nie, want dit moet kom. Dit moet gebeur. Nou wil ek u vra, dink julle dis waar dat die tempel vandag nie meer staan nie? En daar aan 'n een klip op die ander een is nie? Ek dink dis waar, want ons kan dit letterlik sien. Dink u dis waar dat daar baie oorlog is? Baie oorlog. En dat dit eintlik toeneem en nie afneem nie. Wat moet ons omtrent dit doen? Dit anders? Nee. Maar dit sê ons moet pas op. Pas op vir die oorlog, pas op vir dit wat gebeur, maar moenie bang word nie. Hoekom? Maar dit is nog nie die einde nie, die einde van vers 7. Nou sê vers 8. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Nou, die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. Wie van u is bewus van die probleem in Pakistan en Indië? Bewus van die opstand tussen nasies. Sommige nou, praat van die laaste 2 weke. Volkere wat teen mekaar opstaan. U is bewus van die probleem wat die moslims met die Jode het. Hierdie volkere wat opstaan. Nou sê die Bybel, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal aardbewings wees. Nou as u nou 'n bietjie gaan kyk, daar's aardbewings, vriende, eintlik in die laaste 3 jaar was daar nie groot aardbewings nie. Mag na aardbewings op die Richterskaal 8 en hoër. Die laaste 3 jaar was daar nie. Voor dit was daar amper elke jaar so 'n groot skudding. Die skuddings het 'n bietjie afgeneem in 2025. Daar was maar slegs 4500 aardbewings gewees hierdie jaar. Tot nou toe. Gewoonlik, tot en met die jaar 2021, het ons gemiddeld 15.000 skuddings 'n jaar gehad. Op verskillende plekke. Dit het eintlik in die laaste 3 jaar 'n bietjie afgeneem, 14.500, 14.800, maar hierdie jaar spesifiek was daar 'n klein bietjie minder. Wat laat dit u dink? Hoe oud's die jaar? Hy's maar nog niet. Ons is nog nie in die helfte nie. Daar's nog baie plek vir verbetering, nê? Daar's eintlik baie plek as jy vat vir die laaste 3 jaar, was daar nie 'n grootte nie. Wat dink u kom as die tektoniese plate, die magma plate, na 3 jaar se niks groot is, weer moet begin skuif nie? Ons dink dis goeie nuus. Dis nie baie goeie nuus nie. Maar wat sê die Bybel? Jesus sê, luister, pas op. Hierdie dinge moet gebeur.
Beteken dit ons moet nou op hol jaag oor oorlog? Ons moet nou op hol gaan oor die aardbewings? Nee. Ons moet hierdie aardbewings aanvaar. Hy sê daar sal aardbewings wees op verskillende plekke en daar sal hongersnode wees. Nou vriende, weer eens wil ek vir julle sê, die hoeveelheid hongersnood is verstommend. Daar's 3 groot faktore wat hongersnood beïnvloed. Een is die klimaat. Wat sou jy sê is die tweede? Politieke onstabiliteit. Politieke onstabiliteit het gemaak dat die Afrika-kontinent nie na homself kan omsien nie. Weens oorlog. En daar is baie groot politieke onstabiliteit in Afrika. Selfs in Europa, selfs in die res van die wêreld. Maar spesifiek, ons kontinent is die swaarste getref. Daar sal hongersnode wees. En as u gaan kyk na die verslae, dan is dit verstommend. Vriende, dink jy dis normaal vir 12 miljoen mense om dood te gaan van die honger? Dink ons is dit aanvaarbaar? Is dit vir ons aanvaarbaar om te leef soos ons leef? Met die gemiddelde mens het seker 3-4 pare skoene. Praat nou nie van vrouens nie, mens. Vrouens is ietsie anders. Hulle het, kom ons praat nou nie uit die huis uit nie, 20 of so. Meer. Maar gemiddelde mens, nie man nie, maar net man. So 4 pare skoene, ons het plakkies, stekkies, kerkskoene en vellies. Dis maar al wat jy nodig het. En as jy genadig het jy nog pantoffels op, dan is jy reg. Dan kan jy alles doen. Maar vriende, ons leef in 'n wêreld van hongersnood. Ons leef in 'n wêreld waar meer mense doodgaan van honger as van oorlog. En die laaste gedeelte van vers 8 sê 'n hongersnode, daar sal hongersnode wees en beroeringe. Wat 'n soort beroeringe? Hierdie onderlandse gevegte, hierdie politieke inmengery, hierdie mense wat hulle self wil verhef, hierdie terroriste faksies wat in groepe bendes. Vriende, wat gebeur in Mitchellsplein? Dis 'n beroering. Waar? In Suid-Afrika. In Suid-Afrika is daar beroeringe. Die terroriste is hier onder ons. Daar word kampe gekry waar hulle opgelei word in ons land. En ons sit nonchalant. Moet dit jou vreesbevange maak? Nee. Moet jy op jou hoede wees? Ja. Want hierdie goed moet gebeur. Nou wat ons nou vandag met mekaar moet sê is die Bybelse profesie wat Jesus gee akkuraat en kan ons met dit saamstem? Ons het gekyk of word mense mislei vandag? Ja. Moet mense verskrik word? Nee. Nou gaan dit verder. Dit sê, daar moet hongersnode wees, beroeringe wees. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Nou as ons nou vir die bostaande goeters kan sê, ons stem saam, dan kan ons nou 'n regmerkie langs daai blokkie sit. So ons sê nou, hierdie dinge wat Jesus geprofeteer het, is in vervulling gebring. As jy gaan kyk na die vredevolste landjies, die plekkies waar nou regtig nou niks aan die gang is nie, dan sien jy die terroriste ry sommer daar met karre in die mense in. Dat hulle mense in die strate met messe steek, wat hulle van geen kant af ken nie. So ons besef, daar's beroeringe reg oor die wêreld. Maar, nou kom Jesus en hy praat, vers 9, maar wees julle vir julleself op die hoede. Nou jy weet, ek het vanmôre op die hoede baie gebruik, maar dis die eerste keer wat dit hier staan. Nou wie kan my help? Wat beteken die woord op die hoede? Want as ons nou by die brandweerstasie was en ek sê op die hoede, dan gaan almal hulle hoede af op hulle sit en op hulle staan. En as ons nou in die ou EG kerk was, dan daar 'n paar tannies nou gesê, dominee, ek sit nie op my hoed nie. Maar het hierdie enigiets met die hoed uit te waai?
Ek het probeer kyk waar dit vandaan kom, want hierdie hoede het my begin interesseer. En hulle sê dit kom van Nederlands af, en dit kom eintlik van Markus 13 vers 9 af, sê hulle, om op die hoede te wees. Nou weet ek nie of hulle hoede daai tyd gedra het nie, maar dit het 'n spesifieke term. Dit het 'n term om vir iemand te sê, om op te pas, om versigtig te wees, om rondom jou waaksaam te wees. Ek het altyd gedink as kind, jy weet, jy dra 'n hoed, en as jy op jou hoede is, dan moet jy seker maar op al die punte op dieselfde tyd kyk. Maar my opinie, lyk my het nou nie, maar dit was my vryvertaling van op jou hoede. Ek het niks gedink, dis enigiets anders as dit nie, maar dit beteken om rond te kyk. Nou wil ek u vra, wanneer laas het u rond gekyk? Wanneer laas was u op u hoede vir dit wat Jesus sê? Kan gebeur of gaan gebeur? Of moet gebeur? Ons het geen beheer nie. Ons kan nie hierdie realiteit wat Jesus voorspel stop nie. Dit moet plaasvind. Hierdie dinge gaan rondom ons plaasvind. Maar wees julle, wat staan daar? Staan daar julle self? Of staan daar vir jou politieke party? Staan daar vir jou kerkgenootskap? Staan daar vir die regering? Vir die polisie? Vir die weermag? Maar wees julle vir julle self. Nou met wie praat Jesus nou? Hy het 4 disippels voor hom, almal wat hom afsonderlik gevra het, sê vir ons asseblief, wanneer gaan die goed gebeur? En wat sê hy vir sy 4 disippels voor hom? En hy sluit die ander in. Pas op vir julle self. Wel, ek kan verstaan hoekom die Here sê, pas op vir julle self, as Judas onder hulle is, nee. Maar kan julle weet, as ek vir u sê, en ons het dit al gepreek van hierdie kansel af, as ek sê, pas op vir Petrus. Petrus het Jesus verloon? 3 maal. In 'n week. Somme in 'n aand. Wees op jou hoede vir jouself. Vir jouself. Nie vir die kerk nie. Nie vir die dominee nie. Kyk uit of jy jouself nie 'n probleem in jou eie lewe maak nie. Of jy verskrik word en op 'n hoopie gaan sit en dink hierdie rowwe tye van die wêreld gaan verby en om jou gaan dit gebeur? Nee, Jesus sê dit moet kom. Hierdie dinge gaan gebeur. Hierdie probleme is op hande. Maar die Here sê, die mense moet op hulle hoede wees vir hulle self. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Want hulle sal julle hulle sal julle oorlewer aan regbanke. Is mense al oorgegee aan regbanke vir Christendom? Is mense al in Suid-Afrika oorgegee aan die regbanke? Ek wil my verstout aan 'n skoolhoof wat ek persoonlik baie goed geken het, wat deur die regering geforseer is. Daar was 'n mamma gewees wat hulle gaan aankla het by die koerante en by die regering, want daai skoolhoof het elke middag as die skool sluit, al die klasse laat opruim, stoele op die tafels gesit, en as almal gereed is, het hy persoonlik self op die megafoon in al die klasse, oor die sportterrein en tot buite waar die mamma staan en wag, het hy gebid. En daai mamma het hom aangevat en vir hom gesê, my kind kry nagmerries oor Jesus se bloed, want hy bid elke dag. Dankie vir Jesus se bloed. Dankie dat Jesus die prys betaal het. En wat doen die wêreld?
Ons sleep hom hof toe, dat hy moet ophou, want daardie kind kry nagmerries. Hoe wonderlik, dat die Here selfs in drome aan 'n kind kan verskyn, om hom te oortuig van sy sondige toestand. Oorgelewer aan regbanke en in sinagoges. Nou ons weet, dit het gebeur nog dieselfde tyd, nee, tot 10 jaar nadat, 5 jaar nadat Jesus opgestaan het uit die dood. 2 jaar nadat hy opgestaan het uit die dood, was al groot vervolging. En hulle is oorgegee in die sinagoges, julle sal geslaan word, Jesus se disippels is geslaan, daar word mense in hoeveel plekke oor die wêreld gevange geneem, omdat hulle Christene is. En hulle word voor goewerneurs en konings gebring. Nou hier is 'n interessante een wat ek dink baie van u dalk vergeet het, of nooit aan dink nie. Die Bybel sê, hoekom gebeur dit? Hoekom word Christene vervolg? Hoekom kry Christene soms seer? Waarom word hulle gemartel? Waarom word hulle gevang? Waarom gaan hulle deur wat hulle gaan? Nou sê die Bybel daar, in die laaste gedeelte van vers 9, om my ontwil, vir julle tot 'n getuienis. Wanneer laas het ons daai getuienis opgeneem? Wanneer laas het ons daardie getuienis? Vir wie, watse enige God op hierdie planeet word sy mense voor vermoor? Word die Hare Krishna vervolg? Boeddhisme, Mohammed, die moslims, word daar enige geloof op hierdie planeet vervolg? Behalwe een, die Christen geloof. Om my ontwil. Nou gaan hy verder, tot 'n getuienis. En daardie getuienis word waargelewer voor goewerneurs. Die Here Jesus gebruik sy disippels, sy volgelinge, om selfs aan konings en heersers en goewerneurs die waarheid te verkondig. Al kos dit jou. Al kos dit jou. Vers 10 sê, en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie. Maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. Hier is nog 'n bewys. Hier is nog 'n bewys, dat wanneer iemand vir Christus ly, daardie geesvervulde persoon word deur die Heilige Gees gelei. En wanneer hy moet getuig voor 'n goewerneur, wanneer hy moet getuig voor 'n persoon, waarom doen hy wat hy doen? Hoef hom nie te bekommer nie, hoef hom nie voor te berei nie, maar die Gees sal jou in daardie uur gee wat om te sê. En die een broer sal teen die ander dood, sal die ander tot die dood toe oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. Sal ouers hulle kinders oorgee vir die dood? Ja, vriende, hulle doen. En in die moslim geloof is dit baie algemeen, dat wanneer hulle kinders tot bekering kom, hulle kinders self vermoor. Hulle gee hulle oor, hulle maak hulle dood. Dit is 'n gegewe. Dit gebeur daagliks in die moslim gemeenskap, wanneer Christene tot bekering kom, hulle eie kinders tot bekering kom. Maar dan gebeur daar nog 'n ding wat vreemd is. Kinders maak hulle ouers dood. Gebeur dit in ons land? Baie. Kinders maak hulle eie ouers dood. Dit gebeur in ons land. Want daar is wat onder die mensdom? 'n boosheid. Daardie boosheid is 'n teken. En wat sê Jesus? Dit gaan gebeur. Kan ons dit stop? Ons kan nie. Ons kan hierdie sake nie stop nie. Maar vers 13 sê, en julle sal deur almal gehaat word
ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ek wil 4 punte vir u uitlig. Mense sal mislei word in die eerste. Mense sal verskrik raak, bang word. Ek meen, vriende, kan u onthou hoe dit met COVID was, daai eerste week of 2 toe ons toegesluit was, hoeveel papier mense gekoop het, hoe mense op hol gegaan het. Kan u dink hoe mense op hol gaan? Dit was nou laasweek in die nuus toe ek dink in Spanje se krag af was vir 8 ure. Hulle het winkels leeg gekoop. Hulle hardloop op hol. Daardie verskrikking is nie wat die Here wil hê nie. Hy sê, ons moet nie bang wees nie. Hierdie dinge moet kom. Hierdie dinge gaan gebeur. En al koop jy genoeg kos vir 'n week, wat doen jy na 'n week? Wie kan ooit sê hy het genoeg? Want as jy dink jy het genoeg, gaan iemand dit by jou steel. Iemand gaan dit by jou kom haal. Jy kan nie regmaak vir die koms van die Here soos jy dink nie. Die koms van die Here, soos die volgende gedeeltes het voorspel, is baie voor die hand ligging. So daar sal verskrikking wees. Daar sal oorlog wees. U stem met my saam. Daar gaan gerugte van oorlog wees en pestsiektes. Ons hoef nie eers oor die pestsiektes veel oor te gaan nie. En dan kom die Here en hy sê in die 4de plek dat jy op jou hoede moet wees. Nou wil ek u net vra vandag, hoe versigtig is u vir hierdie gebeure wat plaasvind? En vir wie is jy versigtig? Vir jouself. Pas op dat jy nie jouself mislei nie. Pas op dat jy jouself nie verskrik nie. Pas op dat jy nie sonde in jou eie lewe koester en dink God sien dit nie raak nie. Wees julle op julle hoede vir julle self. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ons kan baie keer ons eie dade regverdig. Ons moet waak teen dit. Waarom? Die Here Jesus sê dit voordat hy met die volgende gedeelte aangaan, voordat hy met hierdie profetiese rede voortgaan van wat aan die einde gaan gebeur. Hy sê wat moet gebeur en hy sê dit vir ons, hy sê dit vir sy disippels wat voor hom sit. Hy sê julle moet, wat gebeur in die volgende vers? En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie? Volhard. Volhard tot die einde toe hy sal gered word. Daar is haar mooi lied. Bly volhard soos atlete. Hoe mooi is dit nie as jy by die atletiekbaan kom en al die mense staan reg en hulle hardloop en as hulle so oor daai wenstreep hardloop, dan kry jy altyd daai 3-4 wat daar voor die wenstreep dink hulle wen en dan slek hulle al 'n bietjie af. En dan kry jy daai ander ou wat volhard tot die hy hardloop verby die einde. Hy hardloop daai 4 meter oor want hy verloor nie sy posisie op die eindstreep nie. Hy wat volhard tot die einde toe. Baie Christene begin baie opreg. Maar daar is so 'n woord in Engels, mediocre. So, net genoeg. Net, ja, jy seker ook maar Christen. Jy gaan na kerk toe en jy gee 10de en die Here soek nie dit nie. Die Here soek volhardende atlete wat bly volhard tot die einde toe. Die Here soek mense wat opmerksaam en waaksaam is rondom hulle omstandighede, om nie toe te laat dat hulle vreesagtig word nie, maar dat hulle vervul word met die Gees van God, sodat hulle gedrewe getuies kan wees vir wat? Vir sy seun. Sodat wanneer hy kom, al die nasies moet hoor en gouverneurs, sodat ons geligte in hierdie verlore wêreld kan wees, want dit sal nie gestop word nie, dit sal plaasvind. Maar die wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Dit gaan nie oor hoe jy begin nie, dit gaan nie oor hoe jy tot bekering gekom het nie, dit gaan oor hoe jy eindig. Kan iemand weer verlore gaan? Nee, stellig nie, ek wil dit duidelik maak. Ons verkondig nie hier 'n verval leer nie. Ons verkondig dit nie. Maar ek wil vir u sê,
as die Gees van God in jou is, dan wil hy jou vervul. Hy wil jou krag gee, want Jesus sê dit in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ek wil u bemoedig vandag. Wees gereed. Die wedloop is aan die gang. Ons moet volhard tot die einde toe. Alles wat Jesus gesê het moet kom, is hier. Vers 14 sê iets baie belangrik, maar dis vir 'n ander boodskap. Want dan praat hy oor die anti-kris wat in die tempel staan. En dis 'n ander dag se boodskap. Maar dis wou die Here sy disippels opmerksaam gemaak het vir dit wat kom. Amen. Mag u gereed wees vir die koms van die Here en mag God sy atlete volhardend vind tot die einde toe. Baie dankie. Kom ons sing ons volgende lied saam.